Ekskuus. Het jy gebed nou nodig? Kom dan bid ons saam met jou. Ekskuus, ek kan nie hoor wat jy sê nie. Prys die Here. Is julle opgewonde oor die Here? Ons dien 'n amazing God, wat nog nooit verander het nie. Amen. Ek moet nou net hier op die regte plek kom. Geliefdes, ek wil vanoggend 'n vraag vir jou vra. En as ek 'n vraag kan vra en kan begin, wat is jou getuie? Wat is jou getuie? En ek moet nou nie vandag aan ietsie dink nie. Dink mooi wat ek vra. Wat is jou getuie vanoggend? Ek dink ons het nogal baie maklik die idee om vandag te sê, o nee, ek kan jou gou sê. Maar die waarheid is dat ons getuie is nie noodwendig altyd wat ons sê nie. Maar ons getuienis wat ons uitleef is baie keer oor wat ons doen. En hoe ons leef. So met ander woorde, daar's 'n mondelingse aksie in ons getuienis, maar daar's ook 'n fisiese aksie in ons getuienis. So ons kan sê wat ons wil sê, maar as dit wat ons doen nie inpas by dit wat ons sê nie, dan is daar 'n mismatch. Dan is daar 'n wanbalans. Ek moet seker dalk nie Engels praat nie, maar dan is daar 'n wanbalans. Die probleem is net dat die getuienis wat jy deur jou lewe uitleef, sê wat prioriteit in jou lewe is. Dit sê wat beheer van jou lewe het. Nou onmiddellik, wanneer ons dink aan getuienis, dan dink ons aan die gedagte dat deur ons handeling ons God moet verheerlik. En dis die getuienis waaraan ons dink. En dis dalk so, en dit klink dalk goed om dit so te stel. Maar die probleem is dat dis nie altyd die geval nie. Ons getuienis wat ons uitleef, is nie altyd daarop gemik om die Here te verheerlik nie. Want of ons dit wil weet of nie, dat ons is in 'n gewone wêreld, waar gewone goed gebeur, en baie keer probeer ons net deur die dag kom. Ek weet nie of daar van julle ook al so 'n ervaring gehad het, dat jy net gedag het, Here kan hierdie dag nou net stop en klaar kry. Jy weet, baie keer probeer ons net oorleef om deur te gaan. So dit is nie dat jy iets verkeerd doen nie. Dit is nie noodwendig dat jy iets slegs sê nie. Dis nie dat daar enigiets lelik is nie. Dis net jy's besig met die lewe wat voor jou is. En deur dit is jy besig om 'n stukkie getuienis af te gee. Deur dit is jy besig om iets af te smeer aan die mense om jou van wat werklik waar in jou lewe gebeur of wat aangaan op daai oomblik. Want die getuienis wat jy uitleef, sê nie noodwendig dadelik iets van jou verhouding met die Here nie. Maar dit sê partykeer waar jy op daai oomblik is. Jy sien, ons het hierdie gedagte dat getuienis gaan net altyd daaroor om die Here te verheerlik, maar die realiteit is, ons leef elke dag 'n storie uit. Ons lewe vertel elke dag 'n storie, en afhangende van hoe ons die lewe hanteer, bepaal wat se storie ons vertel. Ek en Madeleine sit maandag en gesels daar in die huis, en terwyl ons eet, en ek het so magneetborde op my yskas, waarop ek al maandagooggend begin ek al die preke bymekaar skryf. As die Here met my praat, dan skryf ek dit daarop. Ek het Wester in die week 'n foto gewys van iets wat ek so opgeskryf het oor wat ons moes neerskryf, maar in 'n geval. En maandag al het ek hierdie gedagte het ek dit al daar neergepen. Het ek en Madeleine daaroor gesit en gesels, en ek sê vir haar, weet jy wat vir my baie interessant is dat ons leef baie keer so besig met wat ons doen in die lewe,
En in baie opsigte het ons baie keer nie eers in gedagte dat die Here deel van dit is nie. Met ander woorde, ons doen die lewe, ons gaan aan in die lewe, ons ken nie die Here noodwendig in ons keuses of ons besluite nie, want ons is so besig. Daar's net nie tyd daarvoor nie. Maar vir julle was vir my net amazing, dat die oomblik as die goed nie gebeur soos wat dit moet nie, dan kan ons gou vra, maar waar is die Here nou? En ons het spesifiek daaroor gepraat met 'n geval wat gebeur het, van iemand wat glad nie die Here dien nie. En dis 'n persoon wat glad nie die Here dien nie. Waar daar slegte goed in sy lewe gebeur het, en die eerste vraag wat hy vra is, waar is die Here? Hoe laat hy dit toe? En die realiteit was, wat hy vir hom sê is, maar, jy ken nie eers die Here nie. Hoekom praat dit jou waar die Here is? Want die waarheid is wanneer die dinge nie gebeur soos ons dit wil hê nie, dan soek ons altyd iemand om te blameer. En die hartseer is dat dit maak baie meer skade, want wanneer dit goed gaan met ons, is dit ek wat goed doen. Maar wanneer daar 'n probleem kom, dan vra ons maar, waar is die Here? En dan is my vraag altyd maar, het jy die Here geken in die eerste plek? En ja, dit gebeur dat gelowige mense swaar tye deurgaan. Ja, dit gebeur dat ons moedeloos raak en sê, Here, waar was U gewees? Want ek het U gevra of ek ken nie. En dit gebeur, dit is so. Maar ek praat spesifiek van ouens wat glad nie eens 'n verhouding met die Here het nie. En as daar iets fout gaan, dan vra hulle altyd, waar is die Here? Hulle soek altyd iemand om te blameer. En ek wil vanoggend vir jou sê, ek en jy moet mooi verstaan, waar ons skat is, daar gaan ons hart ook wees. En nie net ek en jy nie, dis 'n algemene feit, die woord van die Here sê dit vir ons uitdruklik. Jesus kom, en hy sê vir ons in Matteus 6:21, hy sê, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. So hoor mooi, as jou prioriteit van jou lewe, jou besigheid is, dan is dit waar jou hart is. Christus is nie deel daarvan nie. As die prioriteit van jou lewe jou sportloopbaan is dit waar jou hart lê. As dit jou stokperdjie of jou visvang of wat ook al is dit waar jou hart lê. En hoor mooi, ek sê nie dit is verkeerd om 'n stokperdjie te hê nie. Ek sê nie dit is verkeerd om besigheid, ons moet eet, ons moet geld kry. Dit is so, ons moet besigheid doen. Maar as dit die prioriteit van jou lewe is, dan sê dit waar jou skat is. Dan sê dit waar jou hart is. Dan sê dit iets van waar jou kommitment is. Jy sien, want jou bron sal altyd jou kommitment wees. En wanneer ons bron 'n besigheid is, wanneer ons bron ons eie plesier is, wanneer ons bron ons eie agenda is, sal dit altyd die prioriteit in ons lewe wees, wat ons najag. 2 Petrus 2 vers 19 sê Petrus, want waar 'n mens deur oorwin is, daarvan het hy ook 'n slaaf geword. En ek dink hierdie is so belangrik dat ons moet verstaan dat dit wat die prioriteit in ons lewe is, ons is 'n slaaf daarvan. So jy kan of van plesier, of jy kan van jou werk, of jy kan van jou besigheid, of jy kan van 'n stokperdjie, of jy kan van die Here 'n slaaf wees. Want dit waardeur jy oorwin is, dit wat beheer in jou lewe het, en ek het daai skrif nou nie opgesit, wat in Romeine 6 vers 16 staan, waar hy sê dat jy gehoorsaam is aan die een wat beheer oor jou het nie. In 'n vrye vertaling. En die realiteit is, as ek en jy nie fokus wat ons getuienis is nie, dan is dit so maklik om meegesleep te raak. Is dit so maklik om in hierdie wêreld besig te raak, en ons mis dit wat die Here vir ons werklik wil sê. Ons raak so deel van die uitdagings van hierdie lewe, dat ons mis wat die grootheid van die Here werklik in ons lewens besig is om te doen. Daarom het ek hier nodig om so 'n bietjie te gaan sit en introspeksie in ons lewe te doen van tyd tot tyd en vir onsself die vraag te vra: wat is die getuienis wat ek uitleef? Spreek my getuienis vanoggend van die druk van die wêreld? Of spreek dit waarvan ek 'n slaaf is? En wanneer ek praat van getuienis uitleef, dan praat ek nie van dit wat jy sê nie, ek praat van dit wat jy doen. Want dit is maklik om te praat. Die Engelse sê talk is cheap but the money, en ek gaan dit vir Pinkster, baie stukke Coca-Cola, nê. So dit is maklik om te praat, maar hoe doen jy? Wat doen jy in jou lewe? Vertel jou getuienis vanoggend van jou verhouding met die Here?
Of vertel dit van die gebrek aan jou verhouding met die Here? Jy sien, ons moet op 'n plek kom waar ons onsself 'n bietjie afvra. Waarmee is ons lewens besig? Waarmee is ons in ons lewens besig? Ons het nodig om na ons getuienis te kyk en te vra, is ons besig om die Here te verheerlik? Of mis ons dit? So daarom wil ek vanoggend so 'n bietjie uit 'n ander hoek ook met jou praat oor jou getuienis en ek wil praat van 'n getuienis wat spreek van jou dankbaarheid teenoor die Here. Jy sien, want een van die redes waarom ons baie keer vasval met ons getuienis, is omdat ons so meegesleer raak met die erns van hierdie lewe, dat ons mis wat die Here werklik in ons lewens doen. Ons is so besig partykeer om te kyk wat fout is in hierdie lewe, dat ons nie meer kan raak sien wat die Here doen nie. En omdat ons so fokus op die negatiewe, vergeet ons wat ons het om oor bly te wees. En daarom is dit belangrik dat ek en jy 'n getuienis in ons lewe kweek van dankbaarheid. 'n Getuienis van dankbaarheid teenoor die Here waar ons gereeld in 'n introspeksie bring van wat die Here werklik in ons lewens doen. Want wanneer ons dit doen, dan maak dit 'n paar geestelike beginsels in ons lewe oop. Dan gee dit vir ons 'n paar geestelike rigstene waarop ons kan staan. Paulus is vir ons 'n baie mooi voorbeeld juis van dit. Paulus het nie gekyk na dit wat om hom verkeerd was en wat hy nie gehaat het nie. Paulus het gekyk waar hy is en wat hy gehaat het. En ek dink ons ken almal daai versie wat so lekker praat van in Filippense 4 vers 13 wat sê ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. En dis 'n lekker vers om te quoteer. En veral as dit goed gaan, is dit 'n lekker vers om te quoteer en te sê ek is tot alles in staat. Maar weet julle wat, Paulus het nie hierdie vers geskryf toe dit met hom goed gegaan het nie. Hy het nie hierdie skrif geskryf toe alles vir hom net mooi uitgewerk het nie. As ons gaan lees wat hy vir ons sê in Filippense 4 vers 10 tot 13 sê, ek het my grootliks verbly in die Here, dat julle nou eintlik weer opgeleef het om aan my belange te dink, waaraan julle ook gedink het, maar julle het die geleentheid nie gehad nie. Dan sê hy die volgende, hy sê, nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word. Ek weet ook om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig. So baie duidelik sê hy vir ons, hy weet hoe dit gaan om wanneer alles vir ons goed werk, maar ook wanneer die goed nie so lekker werk nie. En dan kom hy dan sê, ek weet om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Dan sê hy, ek is tot alles in staat, deur Jesus Christus wat my krag gee. En ek wil vanoggend vir jou vra, is dit die getuienis wat jy ook vanoggend kan gee? Om te kan sê, man, weet jy wat, ek het nie kos in my huis vandag nie, maar ek is tot alles in staat. Weet jy wat, ek weet nie hoe gaan ek hierdie rekening hierdie maand betaal nie, maar ek is tot alles in staat. Weet jy, ek het vanoggend seer en ek weet nie hoe gaan ek werk vanoggend nie, maar ek is tot alles in staat. Die kar het gebreek, ek het ver om te loop om by die werk te kom, maar ek is tot alles in staat. Jy sien, want ons kyk na die negatief en dan wil ons begin moan. Dan wil ons begin kyk wat ons nie het nie. Paulus het dit nie gedoen nie. Ten spyte van die sleg het hy gesê, ek is tot alles in staat. En daarom is dit belangrik dat ek en jy 'n gewoonte kweek van dankbaarheid in ons lewe. Dat ons 'n gewoonte kweek in ons lewe om ons te herinner aan dit wat die Here vir ons gedoen het. En daar's 'n paar baie belangrike beginsels wat ons hieruit kan leer. En kom ons staan net by 'n paar van hulle stil, want dit help ons net so 'n bietjie om dinge in perspektief te sien. Jy sien, want eerstens, wanneer ons dankbaar is, wanneer ons 'n lewe van dankbaarheid leef, dan verheerlik dit God. Paulus kom en hy sê vir ons daar in 2 Korinte 4 vers 15, sê hy, want dit is alles om julle ontwil, sodat die genade wat groter geword het, deur so baie mense die danksegging oorvloedig kan maak tot die heerlikheid van God. Jy sien, want wanneer ek en jy dankbaar is, wanneer ons teenoor die Here dankbaar is, dan verheerlik ons hom, erken ons sy grootheid in ons lewens. En dit is juist, bring ons by die tweede ene, dit help ons om God te sien. Wanneer ek en jy dankbaar is
in die oggend om op te staan. Wie van julle het vanoggend vir die Here gesê, dankie dat ek my eie skoene kan aantrek? Ek sien hier's daarom 'n paar. Maar ek moet ongelukkig bely ek het nie. Ek het nie eers aan my skoene gedink nie, ek het dit net aangetrek. Die realiteit is daar soveel goed. Want wanneer ons begin na die klein goedjies kyk en dankbaar is daarvoor, dat ons vanoggend kan opstaan, dat jy kan kom huis toe loop, 'n koppie koffie kan maak, dat jy kan gaan stort of kan bad en jou klere self kan aantrek. Daar is al reeds soveel rede om dankbaar te wees. Jy sien, en wanneer ons daardie dankbaarheid leef, dan sien ons die werking van God in ons lewens. Dankbaarheid sit ons vierkantig in God se wil, wanneer ons dankbaar is. Paulus sê vir ons in Tessalonisense 5 vers 18, hy sê, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Is God se wil dat ons dankbaar moet wees. Is God se wil dat ons 'n lewe van dankbaarheid sal leef, dat ons 'n karakter van dankbaarheid sal kweek, dat ek en jy 'n getuienis van dankbaarheid sal leef. En weer eens, met dit sê dit nie dat alles net altyd mooi gaan werk nie. Want dit is nie so nie. In 'n geval nie in die lewe nie. Dalk die lewe hierna. Verseker, maar nie hier nie. Dankbaarheid bring vrede in ons hart. Wanneer ons net weer eens begin dink aan God se grootheid, dan raak 'n groot probleem partykeer vir ons 'n kleinigheid. Paulus sê vir ons in Filippense 4 vers 6 tot 7, sê hy, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Hy sê, wees in alles dankbaar. Dankbaarheid trek ons nader aan God. Onthou julle daai 10 melaatses wat Jesus raak geloop het daar langs die pad. En hy sê vir hulle, gaan vertoon julle aan die priesters, en terwyl hulle op pad is, toe word hulle gesond, en een kom terug na Jesus toe. En een kom sê dankie. Sien, en daai een persoon kom in die teenwoordigheid van Jesus. Ons lees daar in Lukas 17 vers 17 tot 19. En Jesus het gevra, is al 10 nie gereinig nie? Waar is die ander 9? Het niemand teruggekeer om God te prys behalwe hierdie vreemdeling nie? Toe sê hy vir hom, staan op en gaan, jou geloof het jou gered. Jy sien, nie net is hy genees nie, hy het ook redding ontvang, in die feit dat hy dankbaar was. Dankbaarheid bring vir ons tevredenheid. Jy sien, want wanneer ons dankbaar is oor dit wat ons het, dan raak dit partykeer moeilik om te worry oor dit wat ons nie het nie. Want ons kyk baie keer so vas in wat ons nie het nie, dat ons vergeet wat ons het. Dankbaarheid verdiep ons geloof. Nou hierdie is 'n goeie vraag, hoe kan dankbaarheid, as ek dankbaar is, my geloof verdiep? Wel eenvoudig, wanneer ons begin dink aan wat ons alles het om dankbaar te wees, begin ons sien wat die Here in ons lewens gedoen het. En soos wat ons sien wat die Here in ons lewens gedoen het, versterk dit die geloof in ons harte. En maak dit ons meer standvastig en bring daar dit meer 'n boldness in ons harte om op te staan en te gaan doen wat die Here van ons verwag. So dit verdiep die geloof in ons harte. Psalm 136 vers 1 sê, dank die Here want hy is goed. Sy liefde duur vir ewig. Dankbaarheid lei tot vreugde. Psalm 126 vers 2 en 3 sê, toe is ons mond gevul met gelag en ons tong met gejubel. Toe het hulle onder die heidene gesê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Die Here het groot dinge aan ons gedoen. Want ons was bly. So, 'n baie belangrike ding wat dankbaar ook doen, is dankbaarheid. Trotseer Satan se leuns. Dankbaarheid trotseer Satan se leuns. Hoe wil jy nou? As ons gaan kyk in die tuin van Eden, wat het Satan gedoen?
Tuin van Eden waar 'n perfekte blyplek was vir die mens, waar hulle in die teenwoordigheid van God self gewandel en geleef het. Wat het Satan gedoen? Hy het hulle nie gewys op die mooi en die positief nie. Hy het hulle gewys op die negatief, om vir hulle te wys wat hulle nie mag nie. In plaas daarvan dat hulle gekyk het na wat God hulle gegee het, het hulle begin kyk na wat hulle nie het nie. En ek wil vanoggend vir jou sê, as jy begin kyk na wat die Here vir jou gegee het en wat die Here vir jou gedoen het, dan kan jy Satan se leuns in jou lewe openbaar. Kan jy sien hoe hy vir jou lieg, want as hy vir jou sê, man, God gaan in elk geval nie vir jou sorg nie. En jy dink net aan wat die Here alreeds vir jou gedoen het. Dit is baie maklik om te sê, daar's nie 'n manier nie. My God sal my nooit alleen los nie. Is dit maklik om, wanneer hy vir jou sê, ag nee, wat, jy weet, daar's vir jou geen hoop nie, om te kan sê, wel, in Christus het ek hoop. Ongeag my omstandighede. Dankbaarheid beskerm ons teen afguns. En dankbaarheid help ons om in die hede te leef. Met ander woorde, om in die nou te leef. Prediker 7 vers 10 sê, moenie sê, waarom was die vorige dag beter as hierdie? Want dit is nie uit wysheid dat jy dit vra nie. Sien, wanneer ons dankbaar is vir vandag, dat ons vandag kan opstaan, maak dit nie saak wat gister gebeur het nie. Ons is dankbaar vir dit wat vandag gebeur. Dankbaarheid is vir my en vir jou 'n getuienis. Wanneer iemand vir jou vra, hoe gaan dit? En jy kan sê, weet jy, dit gaan met my goed, want die Here het vanoggend vir my krag gegee. En ek is so dankbaar vir sy teenwoordigheid in my lewe. Is dit 'n getuienis wat jy het om uit te kan gee. So jy het nie eers nodig om 'n vreeslike storie te kan hê nie. Net om te kan sê, man, ek is so dankbaar vir wat die Here vanoggend gedoen het, toe ek opstaan, het ek krag gehad. Jy weet, het my bene gewerk. Ek spot baie keer en sê ek, weet, ek het altyd gehoor die ouens praat van as jy oor 50 gaan, dan gebeur daar 'n paar goed in jou lyf en ek het altyd gedag, Jesus, dit is regtig ou mens stories. Maar wragties toe ek oor 50 gaan, toe kom ek agter. Daar's 'n paar dingetjies anderste. Soos byvoorbeeld, as ek in die oggende opstaan, is ek soos 'n goeie ou diesel. Jy weet, dit vat so 'n paar looptree voordat die ou warm word en weer gelyk loop. Ek sien dis 'n paar ouens wat lag wat weet waarvan ek praat. Maar ons kan opstaan en sê, Here, dankie. Dankie dat ons kan opstaan. Dankie dat ons krag het. Dankie dat ons gesond is. Dankie vir dit wat ons het vandag. En wanneer ons sê, man, weet jy wat, ek is so dankbaar vir die feit dat ek vanoggend hier kan wees. Wie van julle het al vir iemand gesê, ek is so dankbaar vir die voorreg om hier te kan wees? Ek sien nou nie so 1 of 2, of 3, of 4. Dis 'n getuienis in dit self. Sien, geliefdes, ons het nodig om 'n getuie te kweek, 'n leefwyse te kweek, 'n leefstyl van dankbaarheid teenoor die Here. Want wanneer ons dit doen, gaan ons gou vergeet van wat ons nie kan nie. Gaan ons gou vergeet van wat ons nie het nie. Gaan ons gou vergeet van die tekorte wat daar is. En ons fokus gaan wees op dit wat ons wel het. En ons gaan in die Here dankbaar daaroor kan wees, en dit gaan vrede in ons hart bring. Dit gaan hoop in ons hart bring. Dit gaan maak dat ons kan opstaan, en wanneer ons in 'n scenario is, waar daar dalk nie hoop mag wees nie, dat ons wel vir iemand kan bid, en sê, man, weet jy wat, ek het nie vir die antwoord nie, maar wat ek weet is my God. By hom is alles moontlik. Niks is vir hom onmoontlik nie. Kom ek bid saam met jou. Ek wil volgens vir jou vra, wanneer laas het jy mooi gaan stil sit en dink oor wat die Here regtig in jou lewe gedoen het? Wanneer laas het jy gaan stil sit om dankie te sê, ook vir die klein goed? Vir die klein goed. Die feit dat ons kan sien. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie dat ons vanoggend net weer kan reflekteer oor die dankdiens. Here, oor die feit dat ons dankbaar moet wees vir dit wat U vir ons doen. Here, en wanneer ons dankbaar is, dan maak dit iets in ons hart en ons gees los. Here, wanneer ons dankbaar teenoor U is, Here, dan help dit ons om te fokus op U, Here, en daarom kan ons net vir U dankie sê. Dankie dat U met ons is. Dankie dat ons vanoggend vry in hierdie plek kan wees. Here, dankie dat ons 'n kerk gebou het waarna toe ons kan opkom
Here, en waar ons saam kan kom as u kinders. Here, dankie dat ons hier kon uitkom vanoggend, of dit met die voet was, en of dit met 'n kar of met die bus was. Here, dis irrelevant, maar ons is hier. En dit is so 'n voorreg, Here, dat ons gesond kan wees, om hier te kan wees. Here, ek sien vanoggend, die tannies wat hier is, wat sukkel om te loop, en hier ingestap gekom het, stadig, maar hulle is hier. Here, dan is ek so dankbaar in my hart, Here, dat daar nog steeds mensies is, wat sê ongeag, ek wil in die teenwoordigheid van die Here saam met boeties en sissies wees. Here, ons mis so baie uit, omdat ons nie raak sien wat u vir ons doen nie. Daarom wil ons vanoggend net vir u sê, dankie Here. Dankie vir hierdie musiekdepartement, vir mense wat talente het. Dankie Here, vir mense wat by die deure kan staan, en mense kan verwelkom, vir mense wat die kerk bestuur, en goed reg kry hier, Here, vir mense wat op verskillende tye, verskillende maniere betrokke is, en dinge doen hier, Here, vir ons werkers, wat die plek altyd so mooi skoon maak, en wat die tuin mooi skoon maak. Here, dankie vir elke een. Dankie vir lig wat vanoggend skyn. Here, dat hier elektrisiteit is in hierdie plek. Ons het so baie rede om voor dankbaar te wees. Hier is so baie rede wat ons voor u kan stil word vanoggend en sê dankie Here. Here, en ek wil bid dat u ons sal help. Dat ons dankbaarheid nie van korte duur sal wees nie. Maar Here, dat ons oë op u gefokus sal hou en sal besef, Here, dat u help ons, u lei ons, u is met ons, u is in ons, waar ons ook al mag gaan. Ons eer u daarvoor in Jesus naam. Dankie Here. Amen. Ek wil net laastens noem dat ek het op 'n dag het ek saam met 'n persoon gery, en daardie spesifieke of betrokke persoon het iemand wat in die moeilikheid was gehelp om sy plaas te behou. Die plaas by hom uitgekoop, dat hulle nie die plaas verloor nie, met 'n ooreenkoms dat wanneer dit beter gaan, kan hy weer sy plek terugkoop. En op 'n stadium toe het die ander ou toe nou 'n ander plan gemaak, en hy het toe nou so skuiwergat gesoek om hierdie ooreenkoms so bietjie te verdraai en na sy guns toe te bewerk. En wat vir my interessant was, is terwyl ons gery het, toe sê die man wat aanvanklik gehelp het, toe sê hy, jong, weet ander mense se dankbaarheid hou op net so lank, dan raak dit 'n verwagting. Jy weet, en dan raak dit, jy weet, dan wil hulle, die Engels sê entitlement. Madeleine, wat sê jy, mooi woord daarvoor? Kyk sy my so, want sy vergeet net soos ek daai woord. In elk geval, dit raak 'n verwagting. Jy voel jy is geregtig op dit. Hoor gou vir my geliefdes, ek en jy is geregtig op niks in hierdie lewe nie. Wat ons het, is genade wat die Here vir ons gegee het. Sy groot liefde. En wanneer ons 'n gewoonte van dankbaarheid kweek, om vir die Here dankie te sê, dan kan ons gefokus bly op sy grootheid, en nie entitled word, of wat ons dink ons behoort te hê nie. Want wat ons het is genade. Dit wat ons het is aan ons geleen. In 'n geval, selfs die asem waarmee ons omloop, sê uit onsself uit, nie? Hy het dit vir ons ingeblaas. So kom ons besef, kom ons kweek 'n gewoonte om voor die Here te staan om dankie te sê, sodat ons kan verstaan hoe amazing sy liefde vir ons elke dag is. Amen. Ons gaan nou afsluit deur die sing van 'n laaste liedjie, en wanneer ons